Ek vertrou jy het 'n fenominale naweek sover. Lekker besig om uit te rus. Kinders by die huis. Ja. Ek gaan vandag met jou bietjie so deur die psalms weer blaai en ons gaan net so bietjie gesels oor Psalm 84. As jy jou Bybel het, dan kan jy jou merkie maak daar by Numeri 16. Ons gaan 'n bietjie daarin sak ook, en dan sal ek jou so verder begelei. Maar die storielyn wat ek vandag die Here voor vertrou dat hy het in ons harte kom vasmaak, is dat die Here ons die kapasiteit gegee het om op die hoogste intieme vlak met hom te leef, selfs in die donkerste tye van ons lewens. En dat ek en jy vandag net weer belyn met sy hart. Jy sien, dis so belangrik dat 'n mens dit verstaan. Die skrif leer ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen magte, teen owerhede in die duisternis, of van die duisternis. Die vyand se aanslag op my en jou lewe is nie die krisisse noodwendig wat ons tref nie. Dit kan jou tref. Ons almal gaan deur krisisse. Maar die ware oorwinning wat hy kry in my en jou lewe, is as hy ons kan kry om nie meer vanuit 'n intieme verhouding met God te leef nie. Want dan kan hy met ons rondspeel, soos hy wil. En dis die hele uitdaging in ons lewe. Ek onthou toe my seun klein was, julle gaan nou baie geskok wees, maar die lewe gebeur. Ek was 'n vlieënier en ek het oor see gewerk. Ek was so 6 weke op 'n slag in die buiteland en dan se ek 'n paar weke by die huis en dan weer daar. En Rihanna het in Sandton gewerk en ons het in die Lardes Park gebly in Pretoria. So sy moes in die oggend baie vroeg ry om betyds by die werk in Sandton te wees. So ons seun Koot, hy was nog so 'n ouetjie hierso, ek skat hom so 9-10 jaar oud. Sy sê hom wakker maak die oggend en dan het sy 'n lysie op die yskas en sy sal vir hom nou sy goedjies reg kry. Maar dan moet hy gaan en hy het 'n horlosie en dan kyk hy op die yskas. Ek moet teen hierdie tyd moet ek dit gedoen het. Hierdie tyd moet ek dit gedoen het. En so al die stappe en teen hierdie tyd moet ek vir die tannie by die hek gaan wag. En dan het die tannie hom opgelaai en skool toe gevat en in die middag as hy by die huis kom, dan is dit dieselfde storie. Nou moet ek hierdie doen, ek moet huiswerk doen en so aan en dan so 5:30 dan kom Rihanna by die huis. Nou ek dink nie dis ideaal vir enige kind om in daardie omstandighede groot te word. My ma het daarin by ons gebly. So dit was nie dat hy alleen die hele tyd was nie. Maar daar was sekere riglyne waar volgens hy kon sy dag bepaal wat hy geweet het, dit sal redelik suksesvol wees. Hy sal die skool haal as hy teen daai tyd by die hek wees, want die tannie gaan hom oplaai. Maar dit is absoluut nie die ideaal om jou lewe so te leef nie. Dit was so lekker vir hom as ek van kontrak af terugkom. En ek maak hom wakker en ek gee vir hom ontbyt en ek sit saam met hom en ek vat hom skool toe en as daai skool klaar maak, dan sit ek aan wag vir hom. En ons gaan doen dinge die middag. Partykeer is ek in die moeilikheid in die aand want sy huiswerk is nog nie klaar nie en dan sê ek vir Rihanna ek's jammer. Sy hele lewe was gebou om die tye wanneer pappa by die huis is. En ons moet so versigtig wees dat ons nie 'n lewe leef dat ons net leef vanuit die riglyne van die Bybel wat soos daai yskaslysie opgestel is en ons leef vanuit die geloof in dit wat daar staan en ons is goeie Christene en ons gaan daarom weet die Here sal eendag vir ons sê chop, well done my good and faithful servant nie. Dis net een deel. Die groot deel is eintlik dat ons met ons Pa deur elke dag gaan. Dat hierdie riglyne lewend word in ons harte en dat ons nie eers daarop mee hoef te fokus nie. Koot het presies, my seun se naam is ook Koot, dit kan nou verwarrend klink, né? In ons huis gee ons almal dieselfde name, dan as jy iemand roep, hoef jy nie bekommerd te wees nie. So Koot het nie een keer na daai lysie gaan kyk
op die yskas as ek by die huis was nie. Dit het net van nature gekom. Vanuit verhouding. En dis God se hart vir ons. So, in Psalm 84 gaan dit oor 'n verlange na die Here se teenwoordigheid, maar ek wil jou vra om saam met my na Numeri 16 te blaai. En dit gaan jou die agtergrond gee van wat ek met jou oor wil praat. Want jy sien, hierdie psalm is geskryf deur die seuns van Korag, of een seun. Maar daar's 'n agtergrond daarin, en die oomblik as ek hierdie psalm gaan lees en ek het hierdie vir jou verduidelik, dan gaan jy baie meer konteks hê aan wat ek met jou wil deel. Jy sien, Korag was nie so fenominale ou nie. Korag was nou 'n uitblinker. Die Here het hom geroep as 'n leviet, en hulle is die ouens wat die aanbidding behartig het. Hulle was die ouens wat in die tabernakeldiens gedoen het daai tyd. Hulle is die hele tyd op die plek gewees waar die teenwoordigheid van God gemanifesteer het. Julle onthou, daar was hierdie 4 kolom in die nag, en dan was daar hierdie wolkkolom in die dag wat hulle beskerm het. En die hele tyd wanneer 'n mens hoor, wanneer daar iets in die tabernakel gebeur het, dan was dit hierdie openbaringskrag van God wat na die volk toe gekom het deur Moses as leier, en Aaron was eintlik nou maar soos die hoofpriester gewees vir daai seisoen. Dis hierdie fenominale belewenis, ervaring van hier is die heiligheid van God wat gemanifesteer word. Maar hier in die woestyn gebeur daar iets wat nie te lekker is nie. Jy sien, die volk begin murmureer, hulle begin kla by Moses. En natuurlik het hulle by hierdie leviete ook begin kla. En as jy die hele dag na klagtes luister, dan begin jy later dit wortels gee. Jy begin dit plek gee in jou lewe. Jy begin dink, ja, maar is dit nie dalk waar wat hierdie mense sê nie? Het jy al in 'n negatiewe geselskap gesit? Jy kry daai gaalaanval van binne, maar jy weet nie hoe om uit hierdie hok uit te kom nie. Ek weet nie, dalk is jy die negatiewe ou, ek weet nie. Weet nie, die ander ouens kry die gaalaanval van binne, maar ek glo nie. Nou, hierdie mense is beïnvloed deur 'n oor en oor gekla van die volk, en toe op 'n stadium toe smeer dit af. So ek gaan vir jou kortliks net die storie vertel, maar ons gaan verwys na die skrif. So in Numeri 16 lees ons Korag, die seun van Jesar, seun van Kehat, seun van Levi, het saamgesweer met Datan en Abiram, die seun van Eliab, en met On, die seun van Pelet. Ons gaan nie verder. Hulle was van die stam van Reuben se stam. Hulle het saam met 250 mans uit die Israeliete teen Moses in opstand gekom, en hulle was almal bekende leiers wat deur die gemeenskap aangewys is. So hulle was soos raadslede, as ons nou kyk na die verkiesing. Hulle het by Moses en Aaron by mekaar gekom en vir hulle gesê, julle dink te veel van julle self. Almal van die gemeenskap is tog vir God afgesonder. Die Here is onder ons almal. Waarom beskou julle julleself belangriker as die res van die Here se volk? Toe Moses hoor wat hulle sê, het hy op die grond neergeval. Hy het vir Korag en almal wat met hom saamgespan het gesê, môreoggend sal die Here wys wie aan hom behoort en wie vir hom afgesonder is. Hy sal die vir wie hy gekies het, toelaat om naby hom te kom. Korag, jy en jou medelopers moet vir julle 4 panne kry. Môre moet julle dan 4 kole daarin sit, voor die Here kom en wierook daar oorsprinkel. Die een vir wie die Here kies, sal die een wees wat vir hom afgesonder is. Dit is eerder julle leviete, wat te veel weet, te veel van julle self dink. Moses praat toe weer met Korag, en hy sê vir hom, luister tog julle leviete, beteken dit dan niks vir julle, dat die God van Israel, julle vir hom uit die gemeenskap van Israel eenkant gesit het nie. Hy het dit gedoen sodat julle naby hom kan wees, om hom namens die gemeenskap by die tabernakel te dien.
Hy het vir julle en jou Lewiete broers by jou naby hom laat kom. En dan hulle klaar toe verder en hulle sê, dis jy wat jouself aanstel, die Here kan mos met ons almal werk. En hierdie storie gaan aan. In vers 15 lees ons Moses het toe baie kwaad geword en hy het vir die Here gesê, moenie hulle graanoffers aanvaar nie. Ek het nie eens 'n donkie by een van hulle gevat nie. Ek het nooit enige een van hulle benadeel nie. En die storie gaan aan waar hierdie ouens toe voor die volk moet kom en die Here sê, ek gaan hulle uitwis. Kry hulle op een plek. Al hierdie 250 ouens. En Moses begin intree vir hulle. Hy sê, hoor jy, moenie dat almal gestraf word nie. En hy gee hulle die geleentheid. Hy sê, hoor jy, almal wat deel is van hierdie rebellie, wat deel is van hierdie stamme, of van hierdie families, as jy nie deel is van die rebellie nie, staan een kant toe. En hierdie ouens, die ouens wat toe nou nie deel is van die rebellie nie, gaan staan toe een kant toe, en hierdie klomp Lewiete en die ouens wat nou gehelp het met die tabernakel, het 'n keuse gehad om een kant toe te staan, of om saam te wees in hierdie rebellieleiers. En wat toe gebeur is, die aarde sluk hulle in. Nou die ouens wat nou in rebellie was, en hulle is nooit weer gesien nie. Ek weet ons voel partykeer so oor ons teestanders, maar die Here het 'n ander plan vir my en jou. Maar dis wanneer hierdie Psalm geskryf word, is dit 'n seisoen wat hierdie skrywer weet wat die geskiedenis is. Hierdie ouens was in die tabernakel verteenwoordig, soos ek gesê het, en hulle het die heerlikheid van God aanskou. Maar in die tyd van Psalm 84 is dit ook 'n tyd wat hulle weggevoer is. Hulle is in vreemde lande en hulle het 'n verskriklike verlange na God. Hierdie ou wat dit skryf, kom uit 'n plek waar eintlik, as ons moet daai ding dink van die sondes van die ouers wat val op die kinders, en derde en vierde geslag, dan eintlik kon hierdie Koragiete eintlik niks meer skryf nie. Want Korag het in opstand gekom teen die vader, en hy's verteer. Maar hierdie ouens het geweet van die heerlikheid. En nou kom hierdie digter en hy begin eerstens. In die eerste 4 verse is dit 'n verklaring van sy verlange na God se teenwoordigheid. Ek wil jou in hierdie prentjie sit. As jy vandag hier sit, en jy sê, Koot, ek dien die Here op die beste manier wat ek kan. Yes, dit voel partykeer so leeg. Partykeer voel ek alleen. Partykeer is my belewenis van God dat ek nie sy gelukkige kind kan wees nie. Miskien kan jy vir jouself met wat hier staan. So hierdie eerste 4 verse gaan oor hinkering vir die koorleier met musiek van die Koragiete. Hoe lief het ek u woonplek, o Here die Almagtige. Here, ek verlang en hinker na u woning. Met my hele wese, liggaam en gees wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie kry hier plek, en die swaalkie bou haar nes en maak haar kleintjies groot naby u altare. Here die Almagtige, my koning en my God. Gelukkig is hulle wat in die huis woon, waar hulle u deurentyd kan loof. Gelukkig is hulle wie se krag van u afkom, wat hulle harte rig op die pelgrimstog. So, ek sal nou verder gaan, maar vanuit hierdie hinkering gaan dit nou eintlik, die oomblik as ons praat van die pelgrimstog. Jy weet, 'n pelgrimstog is, die moslems doen dit nog steeds baie. Hulle gaan Mekka toe. 'n Pelgrimstog is om alles wat jy doen te los en op reis te gaan om na 'n plek toe te gaan
waar jy doelbewus met die Here wil connect, as ek dit so kan stel. Nou in my en jou lewe is dit nie dat ons soms op 'n reis gaan nie. Jy kan seker, maar ek gaan jou nou help. Maar partykeer gaan ons deur krisisse. En ons voel so afgesonder. En jy voel, waar is die Here? En in jou hart is hierdie pelgrimstog besig, waar jy net probeer om God se oor weer te kry. Waar jy net probeer om weer asem te haal. Want jy het al beleef in jou lewe. God se liefde en genade eerstaans. Nou gaan hy en hy sê, gaan hulle deur die droë vallei, word dit omskep tot 'n fonteinedal. Daai droë vallei is die woord Baka. Dit beteken so droog dat jou tong in jou verhemelte vassit. Ek dink dit is die beste manier om dit te verduidelik. So hy sê, al gaan hulle deur dit, word dit omskep tot 'n fonteinedal. Hier is 'n fenominale stelling wat hierdie ou maak. Hy sê, ek verlang na U. Ek weet U's goed. Maar al gaan ek deur 'n krisis, U kan in my krisis my dors les. U kan lewe bring waar ek op die droogste plekke is. Vroeë reëns bring vir hulle seëninge. Hulle kragte sal vermeerder tot hulle in Sion voor U verskyn. En dan kom hierdie groot stelling van ek roep die waarheid van God in my lewe in. Al beleef ek dit nie self nie. Onthou, hierdie is 'n persoon wat dit skryf, wat in ballingskap is. Hierdie is nie ballingskap woorde nie. 'n Mens sal nie vanuit jouself hierdie volgende verklarings maak nie. Hy sê, Here God die Almagtige, luister na my gebed. Luister, o God van Jakob, o God, ons beskermer. Kyk tog, betoon genade aan die gesalfde. Een dag in die tempel is beter as 1000 elders. Yes, ek het dit al so baie hierdie vers gebid. As 'n ou deur 'n krisis gaan en die bediening raak rof. Ek sien Woewoe maak so. Dit lyk my dis 'n ou in die bediening se vers hierdie. Here, een dag in die bediening en dit maak nie saak wat se krisis ek deurgaan nie, maar een dag wat ek weet U is met my, wanneer ek net daai bewustheid in my hart het, wanneer daai gebedsdeurbraak kom, is baie beter as 1000 dae op Clifton Strand. OK. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as dat ek woon in huise van goddeloses. 'n son en skuld is die Here God. Die Here gee genade en eer. Hy sal die goeie nie weerhou van hulle wat doen wat reg is nie. Here die Almagtige, gelukkig is hy wat op U vertrou. Wow. Ek wil jou net mooi vat. In ballingskap. Verstaan iets van die geskiedenis van rebellie. Eintlik gediskwalifiseer. Die volk het hulle harte verhard. God het hulle nog steeds in hulle beloofde land gesit. Hulle konings het gerebelleer. Hulle het aangejaag. En die Here het veroorsaak dat hulle weggevoer word. En hier sit hierdie ou in ballingskap. En sy verklaring kan wees, Here, ek murmureer, ek is alleen. Here, maar daar's iets van die openbaring van God in sy lewe wat sy gees aan die brand steek. Ek wil jou vra, in jou tye van krisis, is dit die Here wat jou gees aan die brand steek? Of is dit die krisis wat bepaal hoe my dag gaan lyk? Ek sê baie lief om sport te praat nie, maar wraggies gister en laasweek, daai laaste 20 minute van die eerste helfte, dis verskriklik. 'n Mens kan nie so aangaan nie. Jy gaan in 'n dip in jou lewe. Daai dip kan so maklik jou prentjie van die toekoms vorm. En my toelaat om op 'n laer vlak te dink as wat God droom. En as ek dan net by die reeltjies op die yskas van my lewe leef, kan ek God se hart mis in hierdie saak.
Nou, ek het vir jou fantastiese nuus, want hierdie ou skryf hierdie Psalm, en hy sê, ek sien 'n toekoms in u teenwoordigheid. Here, vat ons terug, dat ons weer in u tempel kan wees. Maar ek en jy, het hierdie wonderlike voorreg. Jy kan saam met my blaai, na Hebreërs 10 vers 19. Hy sê daar, skryf die Hebreërs skrywer, hy sê, broers en susters, ons het dus nou, deur die bloed van Jesus, volle vrymoedigheid, om die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewensgewende pad, wat deur die binneste voorhangsel tot God gaan, vir ons oopgemaak, deur vir ons te sterf. Sy pelgrimstog het ons sin geword. Dit is so mooi dat hy praat spesifiek van die lewenspad. Hy het die pad na die allerheiligdom gestap en daai voorhangsel geskeur, sodat ek en jy kan leef vanuit die allerheiligdom. Ons kan leef vanuit daai plek wat die psalmdigter oor droom. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja, voor God, met 'n opregte hart en absolute vertroue. Terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en liggaam gewas is met skoon water. Hoor hier, hoe kan ek dan nou in hierdie heiligdom ingaan, as Johannes ons leer dat eintlik bly Jesus in ons hart? Dit beteken nie 'n beweging fisies nie, 'n beweging van my kop, my wese, my fokus. Daar's hierdie ou sê ding in die Grieke. Hulle sê die man is die hoof van die huis, maar die vrou is die nek. So die nek wys die kop waartoe hy moet kyk. Mag dit nie so wees nie. Dis manipulasie, hoor. Los dit by die Grieke. Maar mag die Heilige Gees ons nek wees. Jy hoor. Mag ek en jy elke dag wanneer ons deur hierdie verskriklike tye gaan, nie weer God hoef te soek nie. Maar dat ons net weer draai in ons hart, en wat so mooi is wat hierdie Psalm vir ons sê, begin God se verklaringe oor die krag van sy teenwoordigheid in my lewe doen. Want wat dit doen, is wanneer ek 'n verklaring maak, dan veg dit my eie beginsels wat ek in my hart die hele tyd vir myself sê. As ek sê ek is nie waardig nie, as ek dink aan wat ek vanoggend verkeerd gedoen het, as ek dink, yes, ek en my mense by die werk het vasgesit, en nou skielik pas ek nie meer by my werk nie, en hierdie ouens is nou almal 'n klomp pelukas, en Here, maak nou vir my 'n deur oop vir 'n volgende plek. Jy hoor, dan kan ek nie God se stem hoor nie. Ek kan dit hoor die dag wanneer hy sê skuif, maar tot dan toe het ek filters opgesit wat God se stem blok. En eintlik, weet jy wat hierdie ou gedoen het? Hy het al die laagies om die ei wat die Here se stem toemaak, deur sy woorde afgedop. In my en jou moeilikste tye kan ons van die mees intieme tye met God hê, as ons hom toelaat. Die voorhangsel is geskeur, ek en jy hoef nie meer enige ritueel te doen nie. Die groot ding is, ons moet doelbewus vanuit die heerlikheid van God verklaar, lewe en luister. Nou, hoe lyk so 'n lewe? My laaste gedeelte, jy kan saam met my blaai na Psalm 16.
En ek wil hê jy moet net doelbewus hierdie ook verstaan. Dis 'n psalm van Dawid en hierdie psalm is geskryf in die tyd wat Saul hom vervolg het. Hy's reeds as koning gesalf. En nou wil die huidige koning hom doodmaak. Hy gaan en hy sê, beskerm my o God, want ek kom na u toe vir skuiling. As ek en jy vanuit Hebreërs leef, dan sê ons God se skuiling is met ons. Hy sê, hier is ek wil jou help. Maar ek en jy kan nie die liedjie sing, I did it my way nie. Ek sê vir die Here, U is my Here. Onthou, hy's in 'n krisis. Alle goeie dinge kry ek van U alleen. 'n Persoon wat nie God ken nie, sal dink jy's besurk as jy so iets sê in daai situasie. Hulle sal dink jy's met die maan gepla. Dis net die gees van God wat lewe in jou woorde kan bring. Die grootste toets vir my en jou is, kom ons toets aan ons woorde wat in ons hart aangaan. Jy hoor, is ek besig om God te verheerlik deur my stryd? Of het ek die knie gebuig en beklaag my lewe? Hy sê, die sogenaamde heiliges in die land, vervloek is elkeen wat vreugde in hulle vind. Okay, kom ons skiep daai in. Mag hulle wat ander gode najaag baie bedroef wees. Drankoffers van bloed sal ek nie uitgiet nie, of die name van hulle afgode op my lippe neem nie. Here, U alleen is my erfenis, my beker van seën. Hemel, hy verklaar God se goedheid. Hier in vers 5 so duidelik, U alleen is my erfenis, dit is my toekoms. En my toekoms is verseël met die goedheid. U waarborg my lotsbestemming. 'n Pragtige plek is vir my afgemeet. Wat ek geërf het, is vir my mooi. Hy sien dit in die gees. Hy kan dit al klaar raak sien, want God het dit gesê. Ek prys die Here wat my insig gee. Ook in die nag is ek daarvan bewus. Die Here is altyd by my. Ja, hy is aan my regterhand, daarom sal ek nie struikel nie. Hieroor is my hart vol vreugde. Ek besing sy lof en woon in veiligheid. Want in die doderyk sal U my nie prysgee of toelaat dat getroues in die graf ontbind nie. U wys vir my die lewenspad. In die teenwoordigheid is vreugde. Aan U regterhand is daar blydskap vir altyd. Wow. 2 psalms, 2 persone wat in krisis is. 2 persone wat, as jy hulle situasie verstaan en jy kyk net met die menslike oog na hierdie verklaringe, sal jy sê, hierdie ouens het te veel positive thinking boeke gelees. Is dit nie so nie? Waar kry daai ouens al hierdie inligting, want kan hulle nie in lyn wees met hulle omstandighede nie. Kan hulle nie sien wat om hulle aangaan nie. Hulle is, die Engelse sal sê, disconnected with reality. Nou, ek wil vir jou sê, mag jy God toelaat, omdat jy reeds in sy teenwoordigheid leef, omdat jy sy kind is, mag jy God toelaat dat mense sê, jy's mal. Mag jy God se heerlikheid verklaar oor jou lewe, dat hulle sê, hierdie persoon is kranksinnig. Want ons is kranksinnig, as dit kom teenoor wat die wêreldse prentjie, die sekularistiese prentjie vir ons lewe is. Niks wat hier staan is realisties, behalwe die feit van die sake, en dan sê hy, maar Here, maar die Here nie. Wat ek en jy verklaar, is nie positive thinking nie. Wat ek en jy verklaar, is waarheid. Daar's 'n groot verskil. Ek staan hier vandag as 'n yes man nie. Ek staan vandag hier en sê vir jou, wanneer jy deur rowwe tye gaan, of goeie tye, spandeer tyd met God,
en verklaar sy goedheid oor jou lewe. En jy sal soos die kinders in toe ek nog jonk was, het die kinders 'n liedjie gesing, dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief, ek kan nie die woorde verder onthou nie. Okay. Dit borrel in ons, nie oor ons omstandighede nie, maar oor Hebreërs vir ons iets sê. Amen. Musiekspan kan julle vorentoe kom. Die musiekfabriek. Maar jy gaan nie 'n R200 nootjie kry nie, hoor. So ek wil jou vandag uitdaag. Kom vat net so 'n oombliekie. En kom ons dink net 'n bietjie. Watter area van my lewe kan ek God se inspraak in my lewe waardeer? Watter uitdagings het ek wat soms vir my te groot is? Dit kan verhoudingswys wees, dit kan ook situasie wees, dit kan enige iets wees. Jy sien, dit gaan nie oor dat God nou jou omstandighede moet verander nie. Hy gaan op 'n stadium, heel moontlik. Maar dit gaan oor, Here, verander my hart in hierdie omstandighede, sodat ek myself deur hierdie U kan sien worship. U naam verheerlik. Daar's 'n sê ding wat sê, en dit is nou Engels, dit sê, you can't keep a good man down. Dit is vir vrouens ook. Die Bybel leer, die regverdige val 7 keer, maar hy sal opstaan, maar die godlose val 1 keer, en hy bly lê. Jy sien, om te sê die regverdige staan op, beteken dit, die geregtigheid van die Here staan op in daai persoon en sê, I get knocked down, but I get up again. Okay, daar is 'n kroegliedjie, ekskuus. Maar, jy hoor wat ek sê. As daai kroegliedjie dit kan sê, wraggies, ek en jy het 'n lewensgewende God. En ons kan vanuit sy waarheid en sy hart leef. En dan begin die Here geleenthede oopmaak om ons, omdat ons goddelike denke het, en nie murmureer, soos die voorouers van Korag. Amen. So, staan saam met my, en dan wil ek jou vra, hierdie gedagte wat jy het, terwyl ons hierdie lied sing, ek weet nie wat ons sing nie, maar dit gaan goed wees. Terwyl ons hierdie lied sing, begin net met die Here praat, en sê, Here, kom was my hart met U wil. Amen. Kom ons maak 'n geloofsverklaring oor elkeen van ons se lewens. Creation is in awe of what He's done.
Hemelse Vader, dankie. Dankie Here Jesus, dat ons nie alleen deur hierdie lewe gaan met 'n stel reëls op 'n yskas nie. Maar dankie Heer, dat U persoonlik U wil in ons harte openbaar en dat ons vanuit intimiteit die lewe kan aandurf en vanuit U gesindheid, vanuit U hart en U wete, U is ons Pa, U is ons God en U is daar, maar U is hier. U is môre daar, U is vandag hier en ons is in U hand veilig, al gebeur goed om ons en met ons. Dankie Heer, dat ons 'n ewigheidsverhouding met U het. En daarom kan ons verklaar, ons leef vanuit U rus. Mag ons hier uitgaan vandag en weet ons is geseënd. Mag jy vandag hier uitgaan en mag jy God se seën beleef op 'n manier wat jou nader trek in intimiteit deur sy Gees. Mag jy sien hoe hy dinge skuif in jou lewe. Mag jy sien hoe hy jou skuif in jou lewe. En mag dit jou net meer bewus maak en sensitief vir sy inspraak en vir sy Gees. Ek verklaar dit oor jou in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil jou nooi, as jy gebed nodig het, ons het 'n span hier voor wat saam met jou sal bid, anders daar agter is daar ook geleentheid en dan het ons heerlike koffie en 'n lekker kuier. Hierdie is die helfte van die diens is nou klaar, né? Die ander helfte is nou wat ons noem saamkuier. Mag jy 'n fantastiese dag hê, sien jou aan die ander kant.